Ok, dit is Openbaringe, 'n Bybelstudie, die 4de deel. Openbaring 1 vers 9, van daar af aan tot sover ons gaan kom. Jesus openbaar homself aan Johannes. Ek, Johannes, julle broer en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n trompet, wat sê: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boekrol en stuur dit na die 7 kerke wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gepraat het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. En sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Skryf die dinge wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 kerke, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 kerke. Kom ons bid saam. En Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om u woord te kan hê. Dat ons die voorreg het om in vryheid by mekaar te kan kom, maar veral dat ons die voorreg het om na hierdie besondere gedeelte te kyk vanaand, waar u seun homself so aan Johannes kom openbaar het. Ons dankie, Here Jesus, vir die opdrag wat u aan hom gegee het. En ons bid dat u met ons elkeen persoonlik praat oor ons eie lewe, oor ons kerksituasie waarin ons is, en oor wat ook al op u hart is vir ons in hierdie aand. Ons bid dit, Vader, in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Die 9de vers begin hy en hy sê, ek Johannes. Nou, wat kan julle my vertel van Johannes? Wat weet ons van Johannes? Disipel? Hy is 'n disipel van Jesus. Wat nog? Hy is 'n visserman. Hy is 'n visserman. Hy kan vinnig hardloop. Hy kan vinnig hardloop. Is 'n goeie een. Hoekom sê jy so iemand? Toe hulle by die krag. Hy vlug was Petrus by die. In Johannes staan daar, hy en Petrus het saam begin hardloop, maar dat hy eerste was. Dat is 'n vers wat sê hy was eerste. Ek het nie daaraan gedink nie. En baie interessant omtrent dit is dat hulle gehardloop het na die graf toe, wat sê hoe ongelooflik dringend dit vir hulle was, hierdie hele nuus wat hulle gekry het. Want mense in daai tyd het nie gehardloop nie. Jy kry nie sommer atlete, Olimpiese atlete uit die Midde-Ooste uit nie. Dis hoekom dit so was dat die verlore seun se pa, om te hardloop beteken hy moes sy skaamte ontbloot het, want hy moes sy rok opgetrek het en sy bene sou wys. En 'n man van bo 18 of so het net nooit sy bene gewys nie. Hulle het geloop met daai lang klere van hulle. So, dis 'n uitsonderlike ding as iemand gehardloop het en toe is hy nogal vinnig geweest volgens Ian se waarneming uit die skrif uit. Wonderlik. Wat nog van Johannes? Hy het die evangelie van Johannes geskryf. Wat het hy nog geskryf? Het ek 1 Johannes? 1 Johannes? 3 Johannes. 1, 2 en 3 Johannes. 1, 2 en 3 Johannes, dis reg, ja. En dan wat het hy nog geskryf? Hy het Openbaringe geskryf. Is ons reg? Hoeveel het hy geskryf? Hy het 5 geskryf. Wat interessant was, is dat teen die tyd dat hy Openbaringe geskryf het,
was hy die enigste disipel wat nog geleef het. Almal reeds, volgens wat ons kennis van is hoe hulle dood is, almal van hulle is reeds vermoor, omdat hulle Jesus Christus verkondig het, en hom geglo het, en hom getrou gevolg het tot op die einde toe. Petrus en Paulus onthoof, Petrus onderstebo gekruisig, soos ons het verstaan, baie lank voor hierdie gebeurtenis toe Jesus aan hom verskyn het. Hy was blykbaar die jongste van die disippels, in sy disipelskap, in die 3 jaar van waar hy in die opleiding by Jesus was hy een van die 3 wat, soos wat ons altyd sê, in die binnekring was. Petrus, Jakobus en Johannes. Sy broer Jakobus en dan Petrus saam met hulle 2. En as sodanig het hy 'n baie besonderse posisie beklee in die sin van daar's goed wat hy waargeneem en gesien het en beleef het wat ander nie beleef en ervaar het. Die een daarvan is dat hy van dies wat die evangelie geskryf het, evangelies geskryf het, die enigste een was wat die wonderwerk, die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het toe hy sy wonderwerke begin doen het, naamlik om water in wyn te verander, hy het dit beleef. Hy was ook by gewees in Markus 5 met Jairus se dogtertjie se opwekking uit die dood uit. Hy was ook een van die wat by was op die berg waar Jesus verheerlik was. Hy was ook een van die wat die opdrag gehad het om die laaste avondmaal voor te berei vir die Here. En in Getsemane was hy by gewees toe Jesus deur sy worsteling gegaan het. Hy was ook die disipel wat hy van self sê in die Johannes Evangelie, die een wat Jesus lief gehad het. Nou, al sy vriende is teen die tyd al dood en vermoor, en nou sit hy in gevangenskap, omdat hy in Jesus glo en hom verkondig het, maar hy skryf dan 5 van die 27 briewe, boeke, wat ook al geskrifte wat in die Nuwe Testamentiese kanon opgeneem is. Teen die tyd dat hy dit geskryf het, was die Nuwe Testamentiese kanon volledig behalwe vir die boek Openbaring. En dis baie interessant as 'n mens die Christen geskrifte wat die Christen kerkvaders so aan geskryf het vir mekaar, as mens dit alles lees, dan sien 'n mens dat hulle het in daai tyd baie uit hierdie geskrifte gekwoteer. As julle gaan kyk na daai reeks DVD's wat ons gemaak het, hier by Kerigma, oor Paulus se arbeid, sy lewe en sy skryfwerk, is 'n reeks van 6 wat ons gemaak het van Dr. Randall Smith. En daarin wys Dr. Randall Smith hoe dat hulle bewus was, hulle is besig om Bybel te skryf, om die Nuwe Testament te skryf. Paulus met sy briewe, Petrus en die dinge wat mens daarin lees, wys hulle was bewus daarvan. Hy, wat Johannes is ook, was bewus daarvan dat hulle dit doen. En so ook toe Jesus vir hom hierdie opdrag gee om Openbaringe te skryf, was hy bewus. Hy skryf dit as 'n brief vir daai 7 kerke wat so verder gaan. Hy het natuurlik geen idee gehad van hoe verder dit sou gaan, dat ons meer as 2000 jaar later nog steeds dit sou lees nie. Hy is die een wat dan hierdie opdrag kry om Openbaringe te skryf. Hy sê, ek Johannes, julle broer, en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Julle broer en deelgenoot, wat is 'n deelgenoot? Die woord deelgenoot, koinono, kom van die woordjie wat ons almal ken, koinonia. Wat verstaan ons onder koinonia? Saam wees, saam verkeer, saam deelneem, saam deel hê aan. En hy praat van, ek is 'n deelgenoot, ek het koinonia, met die verdrukking van die Here Jesus Christus, met die koninkryk van die Here Jesus Christus en met die lydsaamheid van die Here Jesus Christus. Hierdie woord deelgenoot, ek wil hê ons moet dit verstaan, en wanneer ons so na dit kyk, gaan julle vir my sê, maar ons wil nou al lank al gehoor het van die antichriste, van die nuwe hemel en die aarde, en nou is ons nog steeds besig met hierdie eerste paar woorde. Daar is baie geskrifte, daar is baie boeke, daar is baie video's en goeders op internet beskikbaar oor Openbaringe, en kyk gerus daarna. Ons is nie net hier om te herhaal wat daar reeds is nie. Wat ons hier doen in hierdie reeks is om regtig woord vir woord te kyk, en te sien wat sê die skrif self.
om nie 'n teologie vorm wat lankal deur mense uitgedink is oor Openbaringe te vat en dit net weer te herhaal nie. Dit gaan oor om te kyk wat ons daar kry en regtig te delf in wat daar staan. En hierdie woord deelgenoot kry jy mens byvoorbeeld ook in 2 Korintiërs 1. Daar lees ons in 2 Korintiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos. Nou die woordjie troos, wil ek hê moet ons mooi verstaan. Dan gaan ons hierdie ding ook verstaan. Ons kry vertalings wat dit probeer vertaal as bemoediging, opbeuring, wat ook al. Troos is moeilik om te vertaal, want dit is nie soos bemoediging en soos mense het empatie met jou en ondersteun jou nie. Dit is 'n geestelike begrip. Dit is die geloofshelde in Hebreërs 11 lees ons van, in Hebreërs 11 lees ons van dat hulle het getuienis ontvang. Hulle het hulle gehoor wat die Here vir hulle sê om te doen, hulle het dit gedoen en dan staan daar hulle het getuienis ontvang. Wat is getuienis ontvang? Die Heilige Gees het binne in hulle gees aan hulle bevestig. Dit wat ons sê, hoe weet ek as 'n kind van God? Ek weet dit net. Die Heilige Gees wat in hulle woon het aan hulle getuienis gegee. Het aan hulle bevestig in hulle innerlike, dit wat jy doen is reg. Daar's nie ander mense wat saamgestem het nie. Daar's nie ander mense wat gesê het as jy deur al hierdie goed gaan in jou in vuur laat verbrand en so aan, dit is okay om dit te doen nie. Hulle het hier binne-in geweet. En troos is so 'n ding. Die Heilige Gees is die trooster. Hy is nie die bemoediger nie. Hy is die trooster. Hy gee innerlik vir jou krag. Hy is die een wat wanneer jy deur moeilikheid gaan en swaar gaan as kind van die Here, as jy deur vervolging gaan, onder verdrukking ly, dan is hy die een wat vir jou hier binnekant kom sê, gaan aan. Dis reg. En jy weet dit is troos. Vers 4, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyding van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus, maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur, wat ons ook ondergaan, en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is seker, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Nou, dit is 'n hele mond vol, maar die kort van dit is maar net dat hy sê, hulle gaan deur dit, sodat die Heilige Gees hulle troos, sodat hulle ander wat ook deur dit gaan, kan troos, en dit is wat Paulus hier skryf. Almal wat in Jesus Christus is, ervaar verdrukking. Jesus het vir ons beloof, in die wêreld sal julle verdrukking ervaar. 'n Kind van die Here is nie sonder dit nie. Is miskien in party tye en omstandighede in jou lewe minder erg as ander kere, maar daar's verdrukking, daar's teenstand in jou familie, by die werk, by die skool, by die universiteit, by watter situasie jy ook al in is. Tussen jou vriende, in jou vriendekring, daar's verdrukking, daar's omdat die feit van die saak is, hulle ken nie die Here Jesus wat in jou is nie. En omdat hulle hom nie ken nie, en hom nie volg nie, irriteer jou lewe hulle. Hulle weet nie wat is die probleem met jou nie, en hoekom hulle so is met jou nie, maar dit wat jy het hulle nie, en dit pla hulle, en dit is die hele storie. Nou Paulus sê ons almal deel in hierdie verdrukking van Jesus. Hy gaan selfs so ver dat hy sê in Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyding. Dit gaan vir hom in sy lewe om die krag van die opstanding van Jesus, sy opstandingskrag te ken en te ervaar dat dit hom dra. Daarmee saam die gemeenskap aan die lyding van Jesus, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dit is sy lewe.
En hy sê in Kolossense 1 vers 24, nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul in my vlees aan die oorblysels van die verdrukkinge van Christus, vir sy liggaam wat die kerk is. Hy sê in sy liggaam, hy self wat Paulus is, die verdrukking wat hy ervaar, is dat hy in sy eie vlees, dit wat Jesus nog nie gelei het nie, klaarmaak. Want Jesus is die hoof van die liggaam, en die liggaam gaan voort om te lei, soos wat Jesus gelei het. En dit is daai lyding wat daar is, en onder hierdie lyding is dit, dat ons weet, ons het deel daaraan. En Johannes sê, ek Johannes julle broer en deelgenoot, let wel, in die verdrukking, en in die koninkryk, en in die lydsaamheid van Jesus Christus. Die koninkryk is dit wat Jesus begin het met sy prediking. Johannes die Doper het daarmee begin, en toe Jesus kom het hy voortgegaan om die koninkryk, die evangelie van die koninkryk te verkondig. En Jesus, net voordat hy in die hemel opgeneem is, net voordat hy die disippels van gevra, gaan u nou in hierdie tyd weer die koninkryk van Israel oprig. Want dit was nog steeds hulle verwagting, want dis wat hy kom doen het aanvanklik. Ons verwagting is, dat die Here Jesus weer gaan kom om sy koninkryk te bring. Maar intussentyd het ons deel daarin. Ons is deelgenote in die verdrukking en in die koninkryk van Jesus en in die lydsaamheid van die Here Jesus Christus. Hierdie woord lydsaamheid is baie interessant. Dit klink nou so as mens die woord in Afrikaans kry, dat dit klink na lyding. Dit is nie wat lydsaamheid is. Die lydsaamheid beteken 'n geduldige volharding. Die Engels praat van endurance of steadfastness. In Afrikaans is daar 'n goeie woord wat dit beskryf, is vasbyt. Is 'n onwankelbare, bly staan by jou oortuiging, loyaal bly aan jou geloof en aan 'n rein, skoon gewete en 'n skoon lewe onder die ergste vervolging moontlik, onder die ergste teenkanting moontlik. Dit is wat lydsaamheid is. Hy praat van Jesus se lydsaamheid, sy volharding waarmee hy gegaan het kruis toe. Dat hy deurgedring om dit te doen en dit volkome ten volle te doen. En ons is deelgenote in daardie lydsaamheid. En dan sê hy was op die eiland wat Patmos genoem word. Nou Patmos is so eentjie van die kus af, nie baie ver van daar af waar hierdie gemeentes is waartoe die briewe gestuur moet word nie, maar een van die kus was Patmos. Het kan 'n mens dalk laat dink in ons terme hier in Suid-Afrika en Robben Eiland. Dit was 'n rots in die see gewees waar daar was geen bome nie. Daar's nou bome deesdae want daar's geen water nie. So alle water daar moet aangery word soontoe. So as jy nou 'n gevangene daar is, dan moet jy maar baie mooi uitkyk na daai skip wat elke dag kom om bietjie water te bring, en jy hoop jy as bandiet wat daar moet werk, die kry ook van daai water. Hy is op daai Patmos, maar hy was daar gewees ter wille van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Hoe sien julle dit as dit sê hy is daar ter wille van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus? Wat beteken dit vir ons? Hy is so toe gestuur as 'n gevangene, omdat hulle nie like wat hy sê nie. Ja, hy is so toe gestuur omdat hulle nie hou van wat hy gesê het nie, ja. Nou, hy is op Patmos, waarvandaan kom hy? En wat ons van hom weet is dit. Die gemeente in Efese, as mens daai gemeentes lees wat Jesus sê hy die briewe na toe moet stuur, Efese is deur Paulus gestig. Die ander van daai gemeentes, van hulle is blykbaar deur Johannes self ook begin. Julle ken die naam Polycarpus. Polycarpus was een van sy disippels gewees. Soos wat Jesus hom gedisipel het, het hy mense gedisipel, en hy het in van daai gemeentes Polycarpus gedisipel. Polycarpus het weer ander gedisipel, en van hulle het dan goed geskryf wat Polycarpus van Johannes vertel het. So weet ons sekere goed van Johannes, wat ons nie weet altyd, is dit regtig so nie, maar daar is sekere dinge wat ons nou dan met sekerheid kan weet, dit is wat die volgende geslag disippels geglo het omtrent wat Johannes alles gedoen het. Maar Johannes was al 'n redelik bejaarde man gewees, maar vanuit Efese waar hy gebly het en waar hy betrokke by die gemeente was, daar was ouderlinge in al die gemeentes aangestel, maar hy het nog steeds hulle geestelik versorg sover hy kon. Geestelik versorg beteken nie, hy was
in 'n sekere posisie van hoof iets gewees nie. Hulle mag het biskop genoem het, maar dit is die woord in die taal daai tyd, maar dit beteken nie hulle het een of ander snaakse hoed opgesit nie. En hulle het in die dienste in 'n sekere plek gaan sit nie. Dit het later gekom. In hulle tyd was hulle voetewassers gewees. Hulle was daar om die mense te dien. En hy was nog in daai dienende hoedanigheid daar, en hy skryf ook so aan hulle, maar hy sê dan, hy het die woord van God verkondig, hy het Jesus Christus uitgeleef daar, Jesus se getuienis het tot openbaring gekom, sover hy gegaan het, en weens dit is hy in hegtenis geneem, en het die regering hom, die keiser hom verban na Patmos toe. Dit was omtrent blykbaar in 95 na Christus, dat hy Openbaringe hierdie visie gesien het, en hierdie Openbaring geskryf het, en die volgende jaar, 96, het daar 'n ander keiser oorgeneem, en hy het hom vrygelaat en laat terugkeer na Efese toe. Nou, een aspek van die getuienis van die Here Jesus Christus is juist die skryf van die Openbaringe boek. Dis 'n aktiwiteit van die Here Jesus waar hy homself openbaar deur die pen van Johannes, deur sy apostel. Johannes verkondig die woord en so getuig die Here Jesus self deur hom. Die geloof is uit die gehoor, en die Bybelvertalings, om een of ander rede wat ek nog nooit kon verstaan nie, sê dan, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van Christus, of is uit die woord van God. Hoekom hulle daai laaste deel altyd so vertaal, verstaan ek nie, want al wat dit is, as jy het vertaal wat daar in die Grieks staan is, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit 'n uitering van Christus. Wanneer jy die woord verkondig, praat Jesus. Hy getuig, hy bring 'n woord, en daai woord, wat Christus deur 'n prediker praat, dit gaan in die hart van iemand in, en dit bebaar geloof. As Jesus nie deur jou praat nie, dan beteken dit niks. Dit het geen effek, geen krag nie. Dit is net so goed iemand sê enige ander situasie op. Maar as Jesus deur jou praat, in die hart van iemand in, dit beteken hy moet in jou wees, en uit jou hart uit praat hy, en hy maak kontak met die hart van 'n ander een, dit baar geloof. En dit is wat Johannes hiervan praat, hy is daar ter wille van, of as gevolg van, die woordjie in die Grieks is deur, dit is dia, is deur die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Dit het gemaak dat hy daar geland het, dat hy daar gekom het. Dit was nie maar net sommer so nie, daar was niks wat hy verkeerd gedoen het nie, behalwe hy het Jesus verkondig, en Jesus het deur hom homself openbaar, hy het homself bekend gemaak. En Johannes verkondig die woord, en Jesus getuig deur hom, Jesus openbaar homself deur Johannes nou aan die kerke, soos wat hy hierdie brief skryf. En dan is daar 'n baie interessante ding wat hierop volg, naamlik dat hy sê, ek was in die gees. In vers 10 sê hy, ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n trompet. Wat beteken dit om in die gees te wees? Daar's verskillende verklaringe daarvoor. Julle sou sien, ek het dit gemaak hier in die klein lettertjie gees, maar jy kan hom ook in 'n hoofletter gees maak, soos wat jy dit in sommige Bybels kry. Dis nie verkeerd nie, maar daar's hoofsaaklik twee maniere om dit te verstaan. Ek was in die gees kan wees in die Heilige Gees, waar die Heilige Gees oorneem en dat die Heilige Gees iets doen. Nou, die normale ding in die Bybel of in die skrif is dat die Heilige Gees, as hy oorneem in jou lewe, dan profeteer jy. En dit sien mens byvoorbeeld in Simeon se geval, waar hy by die tempel kom en hulle die kindjie Jesus bring, in Lukas 22 vers 27, en hy het deur die Gees, die Simeon, in die tempel gekom. Hy het deur die Gees, daai oggend het die Heilige Gees hom gedring om te gaan. En hy was daar. En dit was toe die ouers die kindjie Jesus inbring. Hy het hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, en toe bring hy daai wonderlike profesie uit, wat julle daar kan gaan lees verder. Dit is verder so dat in Matteus 22 vers 34 sê die Here Jesus, dis net enkele voorbeelde van om in die gees te wees wat in die Bybel is, in die hoofletter gees. Hoe is dit dan dat Dawid hom in die gees Here noem? Dit is nou daar waar die Here Jesus met die Fariseërs praat,
En hy dan vir hulle daai Psalm aanhaal, waar Dawid sê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Hierdie is waar daar geprofeteer word. Dawid het geprofeteer, die Heilige Gees het oorgeneem, hy het deur hom gepraat, hy was in die Gees toe hy dit gesê het. Maar dan kry jy klein lettertjie Gees ook. Ons kry dit byvoorbeeld in Esegiel 1. Die boek Esegiel begin so: in die 30ste jaar, in die 4de maand, op die 5de van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebar rivier was, is die hemele geopen en ek het gesigte van God gesien. Petrus in Handelinge 10 vers 10 het dieselfde tipe van ervaring gehad. En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid. En daar het 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Hy sien die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal. En net in die volgende hoofstuk verduidelik Petrus wat daar gebeur het. En Petrus het begin en vir hulle die loop van die saak uiteengesit en gesê, ek was in die stad Joppe in die gebed, en in 'n verrukking van sinne het ek 'n gesig gesien. 'n voorwerp het uit die hemel neergedaal soos 'n groot laken. Hy het in 'n verrukking van sinne gekom. Paulus in Handelinge 22 vertel weer van homself dat net na sy bekering is hy terug Jerusalem toe en hy daar in die tempel gekom. En Paulus sê daar in Handelinge 22 vers 17, en toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in 'n verrukking van sinne gekom en hom gesien. Paulus kom verder in 2 Korintiërs 12 vers 2 vertel hy die volgende ding. Hy sê, ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Ek was in die Gees. Wanneer Johannes sê, ek was in die Gees, dan praat hy van, daar was 'n geestelike ervaring wat hy gehad het. Dus hy dinge ervaar wat nie in hierdie wêreld moontlik is nie. Daarom is dit dat hy onuitspreeklike woorde gehoor, wat 'n mens nie durf uitspreek nie. In Openbaringe 4, sy eerste 2 verse lees ons dieselfde ding ook omtrent Johannes. Hy sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n trompet met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die Gees. Om in die Gees te wees, is dus om in 'n plek te kom, geestelik gesproke, waar die Here jou oorneem in 'n ander dimensie. Dis nie 'n normale ding wat gebeur nie. Almal ervaar dit nie. Dis nie iets wat jy kan soek om met jou te moet gebeur nie. Dis nie iets wat iemand vir jou kan bid dat dit tog met jou ook moet gebeur nie. Dit is 'n totale uitsonderlike ding wat die Here self doen. As hy vir Esegiel so 'n visioen gee, as hy vir Daniël dit gee, as hy vir Johannes dit gee, dit is met 'n baie spesifieke doel, en dis gewoonlik dat God deur dit nie aan die persoon alleen nie, maar deur hom vir die res van die wêreld dit wil wys en toon. En so is dit dat Johannes sê, ek was in die Gees. En wanneer hy sê ek was in die Gees, is dit soos in hierdie Openbaringe 4 vers 1, dat hy in die Gees was, dat hy in die Gees is. Die Here gee om hierdie situasie waar hy in die hemel ingaan, en die dinge sien wat gaan gebeur met die wederkoms. Soos wat Daniël dit gesien het, dieselfde het Johannes nou gesien, hulle sien, die Here wys hulle presies hoe dinge gaan wees, hulle gaan as ware vooruit na daai dag toe, en hulle sien dit, en hulle beleef dit, en hulle hoor dinge, hulle sien dinge, en dit is dinge wat onuitspreeklik is, dinge wat hulle nie kan vir ander regtig vertel nie, hulle gee dit weer in ons taal, dat ons kan verstaan, maar hulle sal byvoorbeeld vir jou sê, en dit het gelyk soos 'n reënboog, dit wonderlike kleure, maar dit is bo dit wat jy in 'n reënboog kan sien. Hulle kan dit nie regtig vir jou beskryf in ons taal nie, want ons het dit nie in ons wêreld en in ons taal nie. En hy sê verder, dat hy in die Gees was op die dag van die Here. Watter dag is dit? En dis wat ek graag nou by julle wil weet. Hoe sou julle sê, wat is die dag van die Here? Watter dag is dit?
Die Sabbat. Die Sabbat? Wat 'n ander dag is die dag van die Here? Sondag. Sondag? Watter dag is daar nog wat die dag van die Here kan wees? Hoe sou jy Elke sê? dag. Elke dag? Kersfees. Kersfees wel die dag wat die Here gebore is volgens wat party mense dit vier. Goed, ons sal daar dink. The day when Jesus left. The day when Jesus left. Okay, die dag van die Here is 'n baie goeie vraag as Johannes daar skryf aan daai mense, ek was in die gees op die dag van die Here. As hy gedink het, daar gaan by hulle enige onduidelikheid wees oor wat hy bedoel, dan sou hy dit vollediger geskryf het. Dan sou hy verduidelik het. Maar as hy vir hulle sê die dag van die Here, dan sit 'n dag wat hulle almal ken. Hulle weet wat die dag van die Here is. Dit is soos wat hy in die wonderwerk van die water en wynverandering vir die mense geskryf het. As hy geweet het wat ons vandag wyn noem, wat heel iets anderster is, as hy weet hoe huwelike vandag, dan het hy 'n volledige boek geskryf om vir ons te verduidelik wat alles die gebruike was en wat hulle gebruik het vir wyn, sodat daar nie misverstand kon wees nie. Maar daar is absolute misverstand, omdat hy praat van 'n 7 dae lange fees. Ons trou nie so vandag nie. Nou, dieselfde ding as hy praat van die dag van die Here, dan praat hy van 'n dag wat almal daar geken het as die dag van die Here. Onthou nou, hy skryf nou aan heidense Christene. Hy skryf aan mense wat in vandag se Turkye leef. Hy skryf nou, kan ons maar sê aan Turke, maar hy skryf aan Romeine wat Christene geword het. Daar is Jode onder hulle ook soos hy self, maar dis ver in die minderheid. Die meerderheid is heidene wat tot bekering gekom het. Eie Romeinse kultiese en okkultiese agtergrond uit. En hulle het 'n dag van die Here gehad. En hy was op daai dag in die gees gewees. So, daar is verskillende moontlikhede omtrent wat verstaan kan word as die dag van die Here as ons na die skrif kyk. Daar's 2 eintlike groot moontlikhede in die sin dat daar is die eskatologiese dag van die Here. Dit is die dag wat die Ou Testament profete baie van gepraat het as dat daar's 'n dag van die Here. In Amos kry ons byvoorbeeld dat Amos praat ook van die dag van die Here. Hy sê in Amos 5 vers 18: Wee die wat na die dag van die Here verlang. Wat sal tog die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak. Of hy kom in die huis en leun met sy hand teen die muur en 'n slang pik hom. Is die dag van die Here nie duisternis en geen lig nie? Ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Waarvan praat hy? Die dag van die Here volgens Amos is glad nie iets plesierigs om na uit te sien nie. In Jesaja lees ons byvoorbeeld Jesaja 13 vers 6. Huil julle, want die dag van die Here is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. In Petrus skryf ook van die dag van die Here, 2 Petrus 3 vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Dis 'n dag van die Here, dis nie hierdie dag wat Petrus, tenminste wat Johannes van skryf nie. Hierdie is die dag van die Here wat in Openbaringe 6 tot 19 gaan afspeel. Dis die dag van oordeel, die dag wat Jesaja en Petrus en almal van skryf. Die profete het baie daaroor te sê oor die dag van die Here. Dis 'n dag in Handelinge 17 vers 30 het Paulus byvoorbeeld op die Areopagus daarvan gepraat en hy het gesê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Nou, dit is so dat daar 'n dag is wat God bepaal het, wat hy die Here Jesus gaan stuur om te oordeel. Om sy oordeel te vel. En daar is dit in Openbaringe 6 tot 19, maar dan ook aan die einde van die koninkryk gaan daar weer so 'n dag kom. Openbaringe 20 vers 7 tot 10, daar lees ons ook van waar die Here Jesus so sterk gaan oordeel. Johannes sê verder dat hy het 'n groot stem agter hom gehoor praat
En ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n trompet. Esegiel 3 vers 12 sê, toe het die Gees my opgeneem en ek het agter my die geluid van 'n groot gedreun gehoor wat sê, geloof sy die heerlikheid van die Here uit sy woonplek. Wat is hierdie groot stem? Groot stem soos 'n trompet. Dit is 'n kenmerkende klank. Dit is 'n kenmerkende klank van hoe dinge daar klink. Dit is hoe mense dit beskryf as jy terugkom. Want vir ons is dit vreemd. Maar as jy daar kom wat jy in die gees is en jy hoor hoe dit in die hemelse geweste gepraat word en die geluid wat dit maak, dan is dit 'n groot gedreun, dis 'n groot klank, dit is helder, duidelik, maar dit het soos asof dit vibreer, asof dit dreun, want wanneer God praat, praat hy met gesag. Daar's geen teenstand teen dit nie, wat hy sê gebeur. Daar's nie bevel en dan kan ons wonder, is ek lus om dit te doen nie. Wanneer hy iets sê, dan doen almal wat hy sê. Almal kom en doen dit. Hierdie stem soos van 'n trompet geskal, herinner aan die Griekse woordjie keruxo, dis waar kerygma vandaan kom. Keruxo is om te proklameer. Wanneer die stadsvaders 'n besluit geneem het, dan sit hulle dit op 'n perkament en hulle gee dit aan 'n heraut. En hy is op sy perd en hy gaan na die stadsplein toe en as hy daar kom, dan vat hy sy trompet en hy blaas in die 4 windrigtings om die mense te sê, hier's 'n aankondiging wat kom. Dis 'n trompet geskal, dit is met so 'n stem wat Jesus hier gepraat het. En dit het gemaak dat almal het gee aandag, hulle kom dadelik uit hulle huise en van oral af aan na die stadsplein toe en hulle kom staan daar om te hoor wat is besluit. Hy kom dan en hy lees die perkament vir hulle voor. Hy proklameer dit. Dit het met hom niks te doen of hulle daarvan hou of nie daarvan hou nie, maar hulle het ook geen keuse nie, want die stadsvaders het besluit en dis vas en seker. En so staan dit. Rout, dit wat hy aankondig, gebeur, gaan toegepas word. Die trompette kondig dit aan, en dit is wat ons hier lees. Ons lees byvoorbeeld in Openbaringe 8, 'n paar keer van dit ook, Openbaringe 8 vers 2. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 trompette is aan hulle gegee. Vers 6. En die 7 engele met die 7 trompette het hulle gereed gemaak om te blaas. Vers 13. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, van wee die oorige geluide van die trompet van die 3 engele wat nog sal blaas. Dit wat hulle blaas, dit wat daarmee kom, gaan gebeur. Niemand op aarde gaan vryspring nie, niemand kan iets doen om dit te keer nie. Dit is God se plan wat in werking gestel word en uitgevoer word. Die oordeele is finaal en word toegepas. Dit is maar net wat ons daar kry. Ons sal later in vers 15 weer terugkom by hierdie stem soos van 'n bassein wat ook daar genoem word 'n stem soos van baie waters. Wat sê die stem vir Johannes? Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n trompet wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boekrol en stuur dit na die 7 kerke wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardis en Philadelphia en Laodicea. Ons het nou net gesien, hy sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. In vers 8 het ons reeds gekyk na Alfa en Omega, wat dit beteken, maar eerste en laaste kom sê vir enigeen wat die skrif geken het, soos Johannes, wie dit is wat praat. Die God van Israel, die Almagtige, die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, dit is hy wat praat, so sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Luister na my, o Jakob en Israel, wat ek geroep het, in Jesaja 48 vers 12, dit is ek is die eerste en ook is ek die laaste. Dis 'n selfidentifisering van die Here Jesus, aan Johannes en aan almal vir wie hy dit vertel, vir wie hy dit skryf, om te sê wie dit is. En so is dit dat ons duidelik sien, dat hy sê,
Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boekrol, en stuur dit na die 7 kerke. Hoekom 7 kerke? Hoekom gee hy die kerke se name? Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Waarom word hulle spesifiek genoem? Kon hy nie maar net gesê het, skryf dit aan die kerk nie. Daar was tog baie ander kerke ook as hierdie gewees. Maar hierdie is in 'n volgorde soos wat die posverspreiding plaasgevind het. Wanneer jy pos gestuur het, het dit eerstens na Efese gegaan en dan het dit soos in 'n half maand omgegaan van streek na streek na streek. En elkeen van hierdie kerke is in 'n hoofsentra in 'n stad in 'n distrik. En dis 7 verskillende distrikte. En die posverspreiding in daai distrikte het na hierdie stede gegaan, vanuit die stede uit, en elke stad het dit dan na daai stad se streek toe gegaan na die mense. En hierdie brief wat Johannes nou moet skryf, moet hy skryf en dit stuur. Eerstens na Efese toe, dan kom dit by Efese, dan lees hulle dit vir die gemeente, vir die kerk voor. En soos hulle dit voorlees, mag het wees dat hulle ook 'n kopie daarvan maak. En dan gaan dit van daar af aan na die volgende stad toe. En na daai kerk toe. En daar gebeur dieselfde. En so gaan dit aan en word dit versprei tot dit vandag by ons ook uitgekom het. En dit word genoem hierdie kerke, omdat die Here 'n spesifieke ding op sy hart gehad het vir hulle. En met hulle wil kommunikeer, vir hulle wil dinge sê. Die eerste ding wat hier opval is, dat hy die opdrag kry om te skryf, en hy moet skryf wat hy sien. En die opdrag om te skryf is met 'n stem soos van 'n trompet. Wat sê dit vir jou? Het Johannes 'n keuse? Kan hy sê nee, ek gaan nie? As die Here jou roep, as die Here met jou praat, die Here vir jou sê om 'n ding te doen, het jy 'n keuse? Ja, jy het 'n keuse, maar jy sal dom wees om nee te sê. Jy het 'n keuse, maar jy sal dom wees om nee te sê? Presies. Kon Johannes nee sê? Ja. Hy kon nee sê. Maar normaalweg, dit wat daai stem so praat, doen die een wat dit hoor. En Johannes, so oud soos wat hy is, kon nie sê, ek is nou maar bietjie oud, ek is 'n gevangene, ek sit hier op hierdie klip in die see, ek het net 'n klomp wind en seevoëls vir geselskap, wie gaan nou die ding wat ek skryf in die hande kry? Die Here het geweet wat hy nodig het, want hy sê vir hom om 'n boekrol te vat. Met ander woorde, 'n stuk perkament soos wat hulle in Egipte gemaak het daai tyd. En hy moet daarop skryf. En hy het heel wat gekry om te skryf op die ouend. Hier was sy eerste opdrag geweest. Dit was die eerste van 12 sulke opdragte in die boek Openbaringe. Na dit kry hy nog 11 ander kere wat hy weer die opdrag kry, skryf. En dit is hoe dit is dat hy Openbaringe skryf. En waarom ek in hierdie reeks woord vir woord deur Openbaringe gaan. En mooi kyk daarna is, omdat dit vir my gaan daarom om te kyk wat die skrif sê. Daarom bring ons al wat ons weet van die res van die skrif in, want alles in Openbaringe is helder en duidelik verstaanbaar vir enig iemand wat dit lees. Maar baie van ons as ons dit lees, verstaan dit nie, want ons het verskillende goed gehoor van mense wat dit verduister vir ons. Wat maak dat dit toe is vir ons. Of ons het gehoor, Openbaringe moet jy nie aanraak nie, want dit is vol simboliek en vol goed wat jy nie sal verstaan nie. Alles wat in Openbaringe is, kry mens in die skrif. Meeste van wat jy in Openbaringe kry, sê Openbaringe self vir jou wat dit is. Hy praat byvoorbeeld op 'n plek van 'n draak. Maar dan later sê hy vir jou, 'n paar hoofstukke verder aan, die draak is die slang, die ou Satan. Nou weet jy, hierdie draak is die een wat aan die dier en aan die ander dier hulle krag gegee het. Wie het hulle krag vir hulle gegee? Satan het hulle krag vir hulle gegee. Is duidelik. En so is die hele Openbaring boek duidelik. Maar dit is nodig vir 'n mens, wanneer jy Openbaringe wil lees, dat jy die skrif sal ken. Dat jy die vorige deel van die boek, wat die Bybel genoem word, ken. Dit sal bietjie dwaas wees om met Openbaringe te begin. Begin maar met Genesis. Maar sorg dat jy by Openbaringe uitkom, want hy sê vir Johannes om te skryf.
Ek het dit voorheen al gesê, daar is sekere persone wat die Here uitgesonder het vir sekere take in die Bybel. Moses het 'n baie spesifieke roeping en 'n taak gehad, wat God deur hom vervul het. So het Paulus 'n baie spesifieke taak en 'n roeping gehad. Paulus was die een aan wie die Here openbare die hele ding van Israel en dat hier nou 'n tydperk is wat die kerk is. En dat die Israel weer daarna gaan kom in hierdie volgende tyd na die kerk sal weg wees. En wat God se plan is. En Paulus is die een wat teruggegaan het Jerusalem toe en die ander apostels bymekaar gekry het en vir hulle verduidelik het wat God vir hom gewys het en vir hom gegee het. So is Paulus daarvoor gebruik. Petrus is die een aan wie die sleutels van die koninkryk gegee was. En Petrus is die een wat daai sleutels gehad het en soos ons gesien het in die boek Handelinge eers vir die Jode, toe vir die Samaritane en toe vir ons as heidene in die koninkryk oopgesluit het. Dis 'n spesifieke taak wat hy gehad het. Niemand anders het daai sleutels nie, hy het dit gebruik en dis oopgesluit en dis klaar. Dis klaar oop. En so is Johannes ook 'n baie besondere persoon met 'n spesifieke opdrag. Behalwe dat hy die Johannes Evangelie en sy sendbriewe geskryf het, het hy hierdie opdrag gekry om Openbaringe te skryf. Dit wat toegesluit was wat Daniël nie kon bekend maak nie. Dit wat God gehou het tot hiertoe, het die Here aan hom kom openbaar op Patmos om aan die kerk te gee sodat ons almal kan weet wat die einde gaan wees en hoe dit gaan wees en wat gaan plaasvind en hoe ons in die heerlikheid van die Here gaan ingaan in die groot dag wanneer ons in die ewige staat sal ingaan wat ons praat van as hemel. En ons altyd by die Here sal wees. En hy kom en hy gee dit alles. Dit is 'n geheim wat God altyd in sy hart gehad het en nou kom oopmaak het en kom wys het hoe dat Jesus finaal gaan afreken met sy teestanders, maar dat hy gaan duisende mense uit dit uitred. Want hy het gekom om hulle te red. Dit is wat hy wou doen. Maar daar's die wat gaan weier en hulle gaan uitgedelg word. Maar naas die oordeele is daar die heerlikheid wat kom. En al daai goed lees ons in hierdie boek. En dit is wonderlike dinge en dis dinge wat elke kind van die Here moet weet. Maar ek wil hê julle moet saam met my voortgaan met hierdie reeks dat ons kyk en ondersoek wat die skrif sê. Wat sê elke woord sodat ons die volle boodskap kan kry wat die skrif vir ons oor dit gee. En so is dit dat ons sien dat daar een spesifieke een is wat met hom praat en hy sê daarso: "Toe draai ek my om te sien watter stem met my gepraat het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel." 7 goue kandelaars. Nou ek sien ons het al 'n bietjie ver aangegaan met die tyd. Ek sou graag wou aangaan, maar ek dink ons het volgende keer aangaan na hierdie 7 kandelaars en dan moet ons kyk na die seun van die mens. En dit is ongelooflik die seun van die mens wat beskryf word dat hy 'n kleed aan wat tot op die voete hang. En hy's gegord om die bors met 'n goue gordel. Daar is baie spesifieke en besondere betekenisse in dit. Dis dinge wat nie sommer net ooglopend is nie, maar wat in Openbaringe vir ons oopgemaak word en duidelik gemaak word. Daai gordel om die bors, 'n goue gordel, kom nog net op een ander plek in die Bybel voor en dis ook in Openbaringe. En daar het sien ons wat dit van die seun van die mens sê, maar seun van die mens. Gaan dink bietjie oor wie en wat is dit in die skrif. En wat sê dit as Johannes sê, hy het een gesien soos die seun van die mens. En Here, baie dankie vir u woord, dat ons daarna kon luister en ons bid dat u vir ons verder seën soos ons voortgaan met hierdie reeks. Ons bid dat u ons elkeen reinig in u bloed, dat u elkeen wat hierdie hoor sal skoon was van enige woord wat nie 100% is volgens u woord nie. Maar Here, dat u dit wat vas en seker u woord is, dat u dit deur u Heilige Gees aan ons harte bevestig. Ons bid dit, Vader, in die naam van Jesus Christus, u seun. Amen.